Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Die Engine wat brul, maar nêrens heen loop nie. En hierdie is episode 14 in die tema Die Kriewelrige Kerk. Stel jou 'n reuse fabriek voor waar die skoorstene dag en nag dik rook uitblaas. Die ratte draai teen 'n yslike spoed, die hitte is tasbaar en die vloer gons van werkers wat sweet en rondhardloop om skedules na te kom. Enigiets van buite sou sweer hier word wêreldveranderende toestelle vervaardig. Maar as jy verby die blink fasade stap en na die trokke se laaibakke agter die gebou gaan kyk, tref 'n yskoue besef jou. Daar is geen finale produk nie. Die hele massiewe stelsel is bloot besig om homself in stand te hou. Die engine brul, maar die wiele raak nooit die teerpad nie. Dit is die tragiese diagnose van die moderne kerkengine. Ons het besigheid verwar met vrugbaarheid en die gons van kerklike programme verwar met die uitbreiding van God se koninkryk. Terwyl ons onsself uitput om programme in stand te hou en die tegnologiese aspekte van ons dienste te poleer, bly die werklike landerye buite die 4 mure onbewerk. Ons is vreeslik besig om die trekkers in die skuur blink te vryf, maar die ploegskare het die harde grond van die wêreld nog nooit omgeploeg nie. Die sleutelvers vir vandag kom uit Lukas 13 vers 7. Sê hy vir die tuinier, kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Die oordeenking vir vandag, die hoë koste van skynbare vrug. Die geskiedenis bewys dat geen Christelike gemeenskap ooit geestelik floreer het, sodra dit nalatig geword het teenoor die buitewêreld nie. Ons hardnekkige onwilligheid om ons binneste gemaksone te verlaat, beteken dat nagenoeg al ons oënskynlike kerklike aktiwiteite uitsluitlik innerlik gefokus word. Ons raak heeltemal verteer deur die interne werking van die kerkengine en verloor die presiese rede vir ons bestaan uit die oog. Dit is soos 'n boer wat sy trekker onophoudelik poleer en herstel binne in die skuur, maar nooit uitgaan om die landerye te ploeg nie. Daar is 'n massiewe bedrywigheid, maar uiteindelik geen oes om te wys nie. 'n Kerk wat sy fokus na binne gedraai het, ly selde aan 'n tekort aan programme of roosters. Ons kalenders is oorlaai met orkesrepetisies, parkeerterrein reëlings, klanktegnologie, T-drukwerk en naamplaatjies vir die verwelkomingsspan. Voeg hierby die konstante administrasie van kinderkerkprogramme, blomme vertonings, koffieoggende en manne of vroue kampe en jy kry die perfekte prentjie van 'n gonsende organisasie. Al hierdie dinge skep 'n intense gevoel van belangrikheid, maar eintlik hou dit bloot die engine aan die gang, ten koste van die groot opdrag. Gelowiges laai hulself so intens met hierdie interne take, dat hulle Sondag begin vrees as die mees uitputtende dag van die week. Hierdie kollektiewe uitputting spruit direk daaruit dat die kerk stelselmatig wegbeweeg het van sy oorspronklike organiese wese na 'n rigiede organisasievorm. Waar die vroeë kerk gekenmerk is deur eenvoud, informaliteit, spontaniteit en 'n tasbare leiding deur die Heilige Gees, word die moderne model gedefinieer deur kunsmatige programme en opgevoerde vertonings. In ekonomiese terme het ons 'n stelsel geskep met hoë insette, maar lae uitsette. Ons absorbeer enorme hoeveelhede tyd, talent en finansiële hulpbronne om die strukture in stand te hou, maar die werklike uitset, lewens wat radikaal deur ware disippelskap getransformeer word, is skrikwekkend min. As ons eerlik is, funksioneer hierdie oordosis aan interne aktiwiteite en konferensies dikwels as gesofistikeerde vermydingstaktieke. Omdat ons die eenvoudige maar vreesaanjaende opdrag om die wêreld in te gaan en die verlorenes te bereik wil ontduik, skep ons kunsmatige alternatiewe. Ons hou eindelose vergaderings, skryf doktersgrade, skep
ingewikkelde strategieë en memoriseer verse oor evangelisasie. Alles sodat ons nie fisies buite die deur hoef te stap en dit daadwerklik te gaan doen nie. Dit is 'n gerieflike vorm van gemaklike besigheid wat ons gewete sus sonder om ons gemaksone te bedreig. Hierdie verskynsel bereik sy breekpunt tydens groot sogenaamde epiese Christelike konferensies en lofprysingsaande. Met blink ligte, professionele klankstelsels en charismatiese sprekers skep ons 'n emosionele skouspel waar ons proklameer dat ons die stad gaan omdraai en sataniese vestings gaan afbreek. Die gehoor skryf ywerig notas en skree harde amens, oortuig daarvan dat hul emosionele uitbarstings en harde lofgesange werklike geestelike grond wen. Maar sodra die ligte afgaan, stap duisende mense by die deure uit, reguit terug na hul normale, onveranderde lewens, terwyl die stad moreel presies dieselfde bly. Die preeknotas word vergeet en die leë retoriek het geen praktiese houvas meer nie. Uiteindelik waarsku die skrif ons dat om bloot na die woord te luister of passievolle liedere te sing sonder om dit in aksie om te skakel, niks anders as selfbedrog is nie. Ons kan nie die wêreld transformeer deur bloot van een skouspelagtige geleentheid na die volgende te hardloop nie. Omdat hierdie groot konferensies dikwels net groter en duurder weergawe is van die weeklikse geestelike vermaak, begin mense mettertyd die innerlike leegheid daarvan aanvoel. Dit is die rede waarom die meeste van hierdie jaarlikse inisiatiewe binne 5 tot 10 jaar doodloop. Sonder die vrug van praktiese daaglikse disippelskap loop die engine onvermydelik dood sonder brandstof. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Vandag wil ek 'n beroep op jou doen om die lys van jou godsdienstige verpligtinge met radikale eerlikheid te heroorweeg. Dit is moontlik om elke rooster in jou plaaslike gemeente te vul, elke vergadering by te woon en Sondagaande geestelik uitgeput op jou bed neer te val en selfs die indruk te kweek dat jy 'n model Christen is en steeds absoluut niks vir die koninkryk van God bereik het nie. Jy is nie geroep om die engine van die organisasie te olie nie. Jy is geroep om 'n vrugdraande loot aan die lewende wingerdstok te wees. Hou op om jou geestelike leegheid weg te steek agter die skerm van konstante kerklike besigheid. Dit begin deur jou fokus doelbewus te verskuif van die inkommodel na die uitgaanmodel. Kyk na jou week en vra jouself af hoeveel van jou tyd spandeer word om jouself binne die Christelike borrel te vertroetel, teenoor die tyd wat jy spandeer om werklik in die lewens van onbekeerde of gebroke mense in te stap. Sny bewustelik terug op die interne kerklike aktiwiteite wat bloot jou tyd opslurp sonder om vrug te dra en maak plek in jou skedule om mense buite die kerk se mure te dien. Word die antwoord op iemand se nood in plaas daarvan om bloot 'n geleentheid oor die nood wat daar is by te woon. Wanneer jy die moed besit om op te hou praat oor verandering en werklik die harde grond van jou gemeenskap begin bewerk, sal die uitputting van godsdiens plek maak vir die lewensgewende energie van die Heilige Gees. Geloof is nie 'n reeks skouspelagtige konferensies nie. Dit is 'n daaglikse spontane leefstyl waar die woord vlees word in jou optrede. Skuif die trekker uit die skuur uit, sit jou hand aan die ploeg in jou eie woonbuurt en werksplek en beleef die diep bevrediging van 'n lewe wat werklik impak maak. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek erken dat ek myself so dikwels blind gestaar het teen my eie godsdienstige aktiwiteite. Ek het gedink my vol skedule, my deelname aan programme en my teenwoordigheid by konferensies is die bewys van my toewyding aan U. Maar vandag sien ek die harde waarheid. Ek was besig om die engine te diens, terwyl ek U opdrag om die verlorenes te soek en te bedien,
heeltemal verwaarloos het. Vergewe my vir hierdie georganiseerde selfbedrog en die louwarm vrugteloosheid van my lewe. Stroop my van die behoefte om myself slegs binne die veilige mure van die kerk nuttig te voel. Gee my 'n diep ongemak met leë retoriek, emosionele opsweepsessies en preeknotas wat nooit my leefstyl verander nie. Ek bid dat U my skedules sal skud en my sal vrymaak van die uitputtende las van hoë inset, lae uitset godsdiens. Help my om op te hou om oor U grootheid te sing sonder om ooit in geloof op U beloftes te reageer te midde van 'n stikkende wêreld. Laat die Heilige Gees my lewe weer organies, spontaan en eg maak. Stuur my uit die skuur uit na die landerye wat ryp is vir die oes. Gee my die genade om my daaglikse wandel te omskep in 'n lewende getuienis waar mense U deernis en waarheid deur my hande kan aanraak. Mag my lewe nie meer gekenmerk word deur die herinnering aan Christelike geleenthede nie, maar deur die blywende vrug van getransformeerde lewens buite die mure. In U heilige naam bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Jakobus 2 vers 20. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Hierdie skrifgedeelte spreek reguit tot die hart van die oordeenking se konfrontasie met ons interne gemaklike bedrywighede. Dit herinner ons daaraan dat al die teologiese besprekings, administratiewe roosters en emosionele konferensies absoluut waardeloos en leeg is as dit nie oorgaan in eksterne, praktiese koninkryksdade buite die kerkgebou nie. Ware geloof kan nooit passief in stand gehou word sonder tasbare bewyse van lewenstransformasie nie. Die volgende vers kom uit Matteus 21 vers 19. Toe hy 'n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen, maar hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. En die vyeboom het dadelik verdroog. Hierdie kragtige ontmoeting illustreer presies die gevaar van 'n kerk wat uitsluitlik op die uiterlike beeld, groen blare en interne bedrywighede fokus. Die vyeboom het van ver af belovend en lewendig gelyk, vanweë al die lowergroen blare. Net soos ons moderne kerke met hul blink konferensies en stampvol roosters. Maar die Here soek nie blare of goeie vertonings nie. Hy soek lewende vrugte. En sonder werklike produktiwiteit buite die skuur is ons godsdienstige strukture geoordeel tot geestelike dorheid. En dan die laaste vers kom uit Lukas 10 vers 36 tot 37. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Hierdie bekende antwoord van Jesus aan die einde van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan ontbloot die vrugteloosheid van mense wat diep godsdienstig is, maar die werklike nood in die wêreld bloot ignoreer. Sowel die priester as die leviet was ongetwyfeld baie besig met die interne tempel engine, seremonies en godsdienstige programme van hulle tyd. Maar Jesus wys dat die enigste aktiwiteit wat voor God tel, die praktiese, ongemaklike daad van ontfermende liefde teenoor die stikkende mense op die pad van die lewe is. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer tot volgende keer. Shalom, shalom.